Nou, dis seker 'n bekende gedeelte in die woord van die Here. Die meeste van u behoort nou al te weet van daardie man met die naam van Stefanus, en hoe die Here hom gebruik het, en hoe hy later met klippe doodgegooi is, oor hy die Here gedien het. Dis die rede. Eintlik verskriklik om daaraan te dink, dis hoekom hy doodgemaak is, oor hy die Here gedien het. En nou kom ons lees saam, ons gaan net so 'n paar verse saam lees, as u so sal volg in die Bybel daarso, ons gaan nou nie die hele gedeelte saam lees nie. En in die dae toe die disippels vermeerder het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 het die menigte van die disippels byeengeroep en gesê: dit is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van die geloof en van die Heilige Gees, en dan is die res van die name van die persone daar. Vers 6, wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid en al die hande opgelê, en die woord van God het toegeneem aan die getal van die disippels wat in Jerusalem baie vermeerder, 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan, en van die Sireneërs en Alexandryne, en van die mense van Silië en Asië, en hulle het met Stefanus gerede toos. Maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here dit ook so seën dan. Kom ons bid dan net saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons voor U kan wees. Ons vra ook dat U in hierdie oomblikke vir ons so sal deurdra, dat U woord lewend sal maak in ons harte, dat ons dit sal verstaan en sal glo. En Here, en dat ons nog meer as dit daarop kan handel, omdat U ons daartoe in staat stel om dit ook te kan doen. Ons bid vir soveel wat siek is, Here, hulle wat op die gebedslys is, ander wat nie op die gebedslys is nie, maar met 'n grieperigheid of hoe ook al sit, Here. Dankie dat ons kan kom vra, dat U kan kom aanraak en kan kom genees en oprig, en ons eer U ook vir wat U kom doen. Ons bid, Here, ook vir ons land. Ons bid vir ons gesinne in ons land, Here, mans en vrouens en huwelike, die kinders, Here. Ons bid dat U sal gee dat daar opnuut herlewing in gesinne sal ontstaan om die Here te dien, die Here te soek. Opnuut, Here, dat U eerste sal gestel word in elke gesin, en dat U so verheerlik sal word, dat daar gesinslede mekaar sal ondersteun in hierdie saak, en ons eer U, Here, vir dit wat U kom doen. Dankie, Here, dat ons U kan kom vertrou ook so vir Loftaalkonferensie. Ons bid nou al reeds ook daarvoor dat U woord daarso sal seën, en elkeen wat opgaan mag ontmoet, en dat daar veranderde lewens sal terugkom. En ons bring aan U die lof en die eer vir dit wat U kom doen. Ons dra dan al hierdie sake in U naam op, Here. Ons wil U kom vertrou vir hierdie week wat voorlê. U ken ons programme, Here. U weet van sake en omstandighede wat voorlê waarvan ons nog nie eens weet nie. Maar dankie dat ons nou al reeds vir U kan kom sê, Here, ons kom steun op U vir wysheid en insig, en dat U vir ons krag sal gee. Bo dit om altyd tot eer van U naam op te tree in elke omstandigheid, en dat U verheerlik sal word. Amen. Nou, liewe vriende, ons wil graag vanoggend so met die vaders praat seker, maar beslis is die dames nie uitgesluit nie, en die kinders is ook nie uitgesluit nie. En ek wil vanoggend so begin, daar is seker omstandighede wat vir ons as mense baie moeilik is, en wat ons nie regtige antwoord voor het nie. Ons kan nie net sê, man, verskoon die Engelse woord, hier is 'n quick fix, ons gaan dit sommer so doen nie. Dit werk in baie dinge, in ons lewe werk die quick fix nie. En liewe vriende, en as ek so 'n paar situasies kan voorstel, daar is dalk 'n man, en hy het sy lewe aan die Here oorgegee, en hy wil die Here dien, maar sy vrou is nou nie dieselfde nie, sy is nie aan die Here oorgegee nie.
Sy doen ook nie wat die Bybel sê sy moet doen nie. En dit gaan baie moeilikheid maak. En hierdie man mag baie meer probeer, en liewe vriende, na haar kant, dit kan al hoe swaarder raak. Dieselfde vir 'n vrou wat haar lewe aan die Here oorgegee het, maar die man dien nie die Here nie. En is nie lief vir die Here nie, en steur hom ook nie aan die Here nie. En liewe vriende, en die belange gaan bots in daardie huwelik. Die dinge waarin hulle belangstel, waarin hulle verbly, gaan bots, en dit gaan lei tot groter probleme. En dan, liewe vriende, is daar seker nog 'n situasie, en dit is die man en die vrou dien die Here. Dank die Here daarvoor. Wat 'n wonderlike huwelik is dit nie. As 'n man en 'n vrou die Here saam dien. Die wat nou gister by die man ontbyt was, sal 'n bietjie meer verstaan. Maar as 'n man en 'n vrou die Here saam dien, 'n wonderlike huwelik is dit. Maar wanneer daar die huwelik, liewe vriende, die kinders dan nou nie die Here dien nie, dan sit pa en ma dikwels met trane in die aande, in die oggende, voor die Here. Die kinders sien dit nie. Hulle weet dit nie, maar pa en ma ween voor die Here oor hulle kinders. En hulle huil en dan sê Here, waarom kom ons kinders nie tot bekering nie? Waarom dien ons kinders U nie? En dis 'n stryd, liewe vriende. En wanneer hulle met die kinders te doen het, weer eens botsende belange. Die vlees is teen die gees, as ek dit nou maar so mag uitdruk. Botsende belange. En liewe vriende, dis 'n geweldige stryd waarin 'n mens is. En u sal nou almal weet, in al drie hierdie voorbeelde wat ek vir u genoem het, is daar nie 'n quick fix nie. Die enigste verandering is as die man dan tot bekering kom, of die vrou kom tot bekering, of die kinders kom tot bekering, liewe vriende, dan is dit maklik. Maar as hulle nou nie tot bekering kom nie, en u sit in daardie omstandighede, hoe gaan u optree, kind van die Here? Hoe gaan u optree? Gaan ons moedeloos word en opgee? Party doen dit. Gaan ons op 'n plek kom, liewe vriende, wat ons gaan sê, dit help nie meer om te bid nie. En ek self val geestelik terug. Gaan ek op 'n plek kom, liewe vriende, wat ek dan dood eenvoudig sê, ag man, hierdie ander dien nie die Here nie, en hulle is voorspoedig, ek wat die Here dien, kry swaar, ek gaan ook nie meer die Here dien nie. Gaan dit die reaksie wees? Mag dit lei, liewe vriende, dat iemand dalk in verdere of grotere sondes val, en wanneer hulle van die Here af begin wegbeweeg, en hulle mag in baie verkeerde dinge begin ingaan. Dis nie die eerste keer wat 'n Christen man of 'n Christen vrou in 'n oorspel betrokke geraak het nie. Dis nie die eerste keer, liewe vriende, wat kinders en ouers in hulle harte gevoel het, jong, hierdie kinders van my, ek wil hulle afskryf. En liewe vriende, wat is die pad dan? Vir u wat sê, ek wil die Here dien. Het die Here vir ons 'n oplossing vir hierdie moeilike omstandighede? Wat doen 'n man, liewe vriende, as 'n vrou nie onderwerp aan God se woord, en soos die Bybel vir haar sê, jy moet onderdanig wees aan jou man, en sy wil dit nie doen nie, sy wil die baas wees, en sy wil die rebel wees, en sy wil, want sy reken sy is beter en hoog, en daar's hoogmoed aan haar hart, en ek is geesteliker as jy. Liewe vriende, wat doen 'n man dan, as 'n vrou so bly? Wat doen jy as hy so bly? Praat is al gepraat, alles is gedoen, liewe vriende, maar sy bly so en sy weier. Wat doen daai man dan? Val hy saam met haar terug en sê, ag wat, ek gaan ook nou maar aanvang. Jy vang wat jy wil aanvang, ek gaan doen wat ek wil doen. Is dit die gesindheid? En ek weet, ons almal in die kerk nou sê ons, nee, dis nie wat ons moet doen nie. Maar ek wil vir vra, liewe vriende, wat moet ons dan doen? Wat moet ons doen as kinders van die Here? As mense hulle nie wil bekeer tot God nie, wat moet ons doen? Pa, jy het al hoeveel keer met jou kinders gepraat en gepraat en gepraat, en hulle wil nie. Hulle het die goeie voorbeeld gesien, hulle het die opvoeding gesien, en hulle wil nie. Wat moet ons doen? Los ons nou maar net, laat die helse magte oorneem en alles verwoes en alles tot niet maak. Los ons nou maar net dat daar nie meer oorwinning is en sê daar is nie oorwinning in die Here nie, is dit wat ons net dood eenvoudig doen. Gaan ons dan nou maar net saam met die stroom, is dit wat ons moet doen, liewe vriende.
En ek dink jy almal sê weer vir my, ons is in die kerk, so wat sê ons? Nee, moenie so wees nie. Maar liewe vriende, die oomblik wanneer ons daar buite kom en ons met die realiteit van sulke omstandighede te doen het, wat dan? Wat dan? En daarom, liewe vriende, is die antwoord, ek dink aan 'n wonderlike opsig hier in die gedeelte wat ons saam gelees het, wat moet met so 'n kind van die Here gebeur? U wat met hierdie stryd in die binneste mag sit, wat is die oorwinning wat die Here kom gee? En die antwoord is doeteenvoudig hierdie saak om vol van die Heilige Gees te wees, liewe vriende, vol van die Heilige Gees. Wat beteken dit, liewe vriende, dat ons vol van die Heilige Gees is 'n eerste vraag wat ons moet vra. Wanneer moet u vol wees van die Heilige Gees? Is 'n tweede vraag wat ons moet vra. En 'n derde is, sal dit openbaar word in u lewe dat u vol is van die Heilige Gees? Nou die eerste vraag, liewe vriende, wat dit beteken om vol van die Heilige Gees te wees, wil ek net so in kort dit sê, ons sal nou in die boodskap bietjie meer daarby uitkom. Dis heel eerstens dit, 1, dat ek gered is, 2, dat ek op 'n plek gekom het om die Here te vertrou, om my te vul met sy Gees. En dan moet ek vol van die Heilige Gees bly. Dis die maklike om het so te verduidelik. Ongeag wat oor my lewe kom, ongeag die omstandighede, ek moet vol van die Heilige Gees bly. Die volgende vraag, liewe vriende, wanneer moet u vol van die Heilige Gees wees? Net as Goliat voor my staan en die moeilike omstandighede daar is, dan moet ek vol wees van die Heilige Gees. Is dit reg? Nee, ek bly sê daarop nee. Nee, dis nie net wanneer die groot uitdagings daar is nie. Dis nie net wanneer die moeilike sake na vore kom, of wanneer ek in nood en benoudheid is, wat ek nou die leiding, nee. 'n kind van die Here moet altyd vol wees van die Heilige Gees, en dis wat die woord van die Here vir ons wys. En dan, liewe vriende, die derde vraag, sal dit in die lewe geopenbaar word? Natuurlik sal dit in die lewe geopenbaar word. Dit kan nie anders as dat die Gees van God in die lewe geopenbaar word, na vore kom, liewe vriende. Kan nie anders as dat die mense dit moet sien nie, want die vlees en die gees is heeltemal in stryd teenoor mekaar. Dit kan nie anders as dat dit na vore sal kom nie. Nou lees ons daar in Handelinge 6 vers 3 wat daar gesê is, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. En liewe vriende, so was dit onder die kinders van die Here daar in die begin gewees, toe die eerste gemeentes begin het. Toe het hulle gesê, jong, hier is ons werk en dinge wat vir ons vir die Here gedoen moet word. Ons moet, daar's mense wat versorg moet word en so meer. So wie gaan ons kry om na hierdie mense te versorg? Kan ons gou sien, wie het almal mediese opleiding? Wie het almal mediese opleiding, want julle kan help met die versorging. Wie het almal genoeg geld? Julle kan help met die versorging. Hande op, wie kan hierdie? Is dit wat hulle gedoen het, liewe vriende? Nee. Dit het nie gegaan oor die menslike kwalifikasies nie. Dit het doeteenvoudig gegaan. Heel eerste, is hierdie manne geestelik? Is hulle vol van die Heilige Gees van God, wat in en deur hulle kan werk, wat hulle kan lei, wat die woorde in hulle mond kan lê, wat hulle insig kan gee, dat hulle binne God se wil sal optree in elke situasie wat daar is, liewe vriende. Dis waarom dit so nodig was. So in heel eerste gemeente was dit 'n baie duidelike en belangrike saak. Wanneer iemand daar iets wat die Here moes doen, wat moes hulle wees? Hulle moes vol wees van die Heilige Gees. Dis die kwalifikasie. Liewe vriende, so sien ons in die Bybel dat dit 'n baie belangrike saak was. En wat ons nog meer opval, dit staan in vers 3, maar in vers 5 staan daar hierdie woorde, by vers 5 sê dit, en die woord het bygeval gevind, hoor nou, by die hele menigte, by daai hele gemeente, het hulle gesê, dis hoe dit gedoen moet word. Ons doen dit nie op 'n ander manier nie, dis hoe dit gedoen moet word. En toe kies hulle sommer gou net so. As ek die Bybel reg verstaan, hierso was dit nie vir hulle vreeslike moeilike ding om te sê ons moet mense kies nie. En daar's vir hulle voor die tyd gesê 7 manne en hulle gesê hierdie 7. En ek wil dit beklemtoon vanoggend, dit was nie net die 7 wat vol was van die Heilige Gees nie. Daar was ander ook. Maar vir die nood en vir die opdrag of die taak vir wat hulle dit nodig gehad het in daardie oomblik het hulle gesê, ons het net 7 nodig vir hierdie taak wat ons nou moet doen. Watter 7 kan ons kies? Kom ons kies hierdie 7.
En liewe vriende, die Here het sekerlik hierdie 7 mense gebruik. Ons lees daar in Handelinge 6 vers 8, lees ons hierdie woorde. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. In Handelinge 7 vers 55 word daar weer 'n keer gesê, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En nou het ons gelees in die begin was Stefanus vol van die Heilige Gees, né? Voor hulle hom gekies het, voor hulle hom kon kies, was hy al vol van die Heilige Gees. Toe hulle hom gekies het, liewe vriende, het hy vol gebly. Hy het nie hoogmoedig geword en gedink ek is nou iets besonders nie. Hy het hierdie volheid behou, hy het dit nie verloor nie. En liewe vriende, en toe het hy aangegaan en vir die Here gewerk. En toe dit goed gegaan het en met mense gepraat het en die Here saamgewerk het hy vol gebly. Dit het nooit het hy hoogmoedig geword nie. En toe daar teenkant kom, liewe vriende, en hulle begin om met klippe te gooi. En hulle begin allerhande dinge vir hom te sê, liewe vriende. Wat gebeur met Stefanus? Hy bly vol van die Heilige Gees. En hy het gesterwe. Vol van die Heilige Gees. U sien, kind van die Here, ongeag of dit nou goed gaan, of ek iets, of die Here my begin te gebruik, dis iets wat die duiwel baie keer probeer in kinders van God se lewe. Die oomblik wat die Here u gebruik, die duiwel sien dit ook raak, jy moet nou nie wonder nie, die duiwel sien ook raak as die Here u gebruik. Maar nou is die duiwel nie in die slaap nie, liewe vriende. Wanneer die Here iemand begin gebruik, dan wil hy so 'n persoon kom en hy wil hom so 'n bietjie aanblaas. En sê, jong, jy is al 'n bietjie beter as die res nou hier, so jy weet, die Here het jou nou al met hierdie gebruik en daai gebruik en jy het nou al dit gedoen en jy het nou al hierdie ou na die Here toe gelei en jy het dit gedoen en jy het gebid en dit het gebeur. En liewe vriende, en hy blaas so aan en hy wil net hê ou moet hoogmoedig word sodat ek die volheid verloor. Want dis hoe ek die volheid verloor, liewe vriende, as nie alles van my aan God oorgegee is nie, verloor ek die volheid. En nou wil hy hê dit moet gebeur, maar dank die Here, Stefanus het nie. Hy het nie, met al die wonderlike dinge, en al die wysheid wat die Here vir hom gegee het om op te tree. Hy het dit nie verloor nie, liewe vriende, selfs toe hy vervolg was, het hy dit nie gedoen nie. Hy het volgebly, kind van die Here, so uit die Bybel is dit baie duidelikheid, dat u en ek kan vol bly van die Heilige Gees. En ek wil dit beklemtoon, liewe vriende, Stefanus was 'n kind van die Here, wat die Here gedien het. Hy was nie een van die apostels nie, was nie Petrus of Johannes nie, was 'n kind van die Here in 'n gemeente wat die Here gedien het. En die Here het dit jy so laat opteken, dat enige kind van die Here kan sê, Here, maar ek kan vol bly. Nie net was dit hulle nie, liewe vriende, daar is nog iemand gewees, en dis 'n man met die naam van Barnabas, ons lees van hom in Handelinge 11 vers 24, want hy was 'n goeie man, en hoor nou, en vol van die Heilige Gees en geloof, en aansienlike skare aan die Here toegebring. Weereens, iemand, liewe vriende, wat deel was van 'n gemeente, wie hulle kon sê, jong, gaan praat met hierdie mense. Hoekom? Hy was vol van die Heilige Gees, hy kan met hulle gaan praat, en hy het dit gedoen, en die Here was met hom, liewe vriende. En daarom is dit so belangrik, moet ek vanoggend vir u kom vra, weet u dat u vol is van die Heilige Gees, liewe vriende? Weet u dat u vol is? Om dit vir u nou te verduidelik vanoggend, het ek goed gedink om in die Grieks is daar 3 tye. Nou, u wat nou Afrikaans op skool gehad het, sal weet ons het 3 tye. Ons gister en nou en die toekoms. Baie maklik in Afrikaans. Hebreëus is dieselfde, ook net die 3 tye. Maar toe het van ons op skool toe nou Engels gekry en hulle kom met al daai tenses. En ek het altyd gedink die Engelse weet nooit waar hulle moet wees nie. Of hulle nou gister of vandag of môre moet wees nie. Hulle weet nie waar hulle moet wees, so kom ons so baie tenses het. En liewe vriende, toe kom ek op die kweekskool en daar's Grieks. En die Grieks het net so baie tye soos die Engelse. En nou is daar 3 tye waarna ek vanoggend wil wys, liewe vriende, juis met hierdie saak, wanneer iemand vervul is met die Heilige Gees of vol is van die Heilige Gees, wat dit vir ons bietjie meer 'n duidelikheid wys oor wat dit is wanneer iemand vol is van die Heilige Gees. En die eerste tyd wat daar is die Aorustus tens of tyd wat daar is, liewe vriende. En die Aorustus tyd voor ons by die teksvers kom sê 'n oombliklike en 'n volkome ondervinding wat afgehandel is. So dis iets wat gebeur het in een oomblik
en dis afgehandel. Dis nogal belangrik dat jy dit moet weet. Dis afgehandel. Dis nie iets wat in die verlede begin het en aangaan nie. Dis 'n afgehandelde ding. Dit het een keer gebeur. En waar dit na vore kom is in Handelinge 2 vers 4 onder andere wat sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En hierdie woord daarso vervul is in jou rustestyd en dit beteken in een oomblik is daar die kinders van die Here en u weet nou waar is hierdie, né? Dis op Pinksterdag. Toe hulle by mekaar was, al die kinders van die Here, en hulle het gewag op die belofte van die Vader. En terwyl hulle daar wag op die belofte van die Vader, liewe vriende, toe kom die Here nadat hulle harte gereinig het, en hy vul hulle in een oomblik met sy Gees. En dis waar vervulling met die Heilige Gees begin, liewe vriende. Dis hier waar iemand eers werklik algeheel aan God oorgegee is. Na ons redding is ons nie so seer algeheel oorgegee aan die Here nie, ons dink ons is. Maar by ons redding is ons gered van die hel, ons is verlos van Satans mag, en ons is op pad hemel toe, en ons het sekerheid van saligheid, ons weet dat ons in die hemel gaan wees. Dis die wonderlike ding wat gebeur. En nou begin die Here met ons 'n pad te loop as kind van die Here, en hy begin vir my te wys, jong, alles van jou is nie aan my oorgegee soos dit moet wees nie. Jy dink alles is oorgegee, maar alles is nie. Dis hoekom jy meer nog uitklim. Dis hoekom jy nie getrou kan bly om te bid nie. Dis hoekom jy nie 'n getuie kan wees nie. Dis hoekom daar nie krag in jou geestelike lewe is nie. En ek kom agter, Here, hier is iets fout in my lewe. Soos die disippels dikwels agtergekom het in hulle lewe voordat hulle vervul was met die Heilige Gees. Hulle het nie die krag gesien nie, hulle was teleurgesteld, hulle beklei onder mekaar, wie die belangrikste en wie nou nie is nie, lieve vriende. En hulle het al hierdie dinge gehad. Hulle het in soveel opsigte hulle vleeslik opgetree. Baie kere eerlik bedoel, Petrus, Here, ek sal U nooit verlaat nie, die ander, ek sal nie, maar hy het toe nou. En dis waar baie kinders van die Here sit, en net dit om wat die Here gebruik om vir die kind van die Here te wys, maar jou hart is onrein, jou hart moet gereinig word, sodat jy vervul kan word met die Heilige Gees, dat elke aspek van jou lewe algeheel onder God se beheer is. Gees, siel en liggaam, al drie, algeheel aan God oorgegee is. En liewe vriende, en daarom is dit nodig dat my hart gereinig word van hierdie onreinheid binne in my, sodat ek vervul kan word en nou in een oomblik kom doen die Here 'n afgehandelde volkome werk. Dis wat Handelinge 2 vers 4 vir ons sê. So u as kind van die Here, as u wil weet of u vol is van die Heilige Gees, u moet nie net weet dat u gered is nie. U moet weet van 'n tweede, dieper ondervinding in die geestelike lewe waar u die Here vertrou het. Here, reinig my, vul my met die Gees. Ek maak 'n algehele oorgawe aan u, dat u alles van my, gees, siel en liggaam, tot eer van u naam mag gebruik. Dis die eerste saak, om vol te word van die Heilige Gees. Die tweede tyd wat daar is, liewe vriende, is dan in die present tense wat daar is. Nou, hulle sê the Greek present tense is the simplest tense in the Greek language, used to indicate ongoing or repeated actions. So, hierdie tyd, liewe vriende, dui op iets aan wat begin het en dit gaan aanhou en aanhou en aanhou en dit sal herhaal en herhaal en herhaal en herhaal word. Dit is nie iets wat gaan stop nie. Dit is iets wat weer en weer en weer en weer en weer sal gebeur. Is dit maklik om te verstaan? Dis wat dit sê. Kom ons kyk gou na die teksverse, liewe vriende. Jy is rakend om vol van die Heilige Gees te wees, waar hierdie tens dan nou na vore kom. En daar's 3 wat ek vir u op die bord sit. Die eerste een is in Lukas 4 vers 1 wat verwys na die Here Jesus. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van Jordaan af en het deur die Gees die woestyn ingelei. Nou voor jy nou verder lees, let net op na hierdie eerste vers. Die Here Jesus het vol van die Heilige Gees. En nou kan ek vir u die vraag vra, het die Here Jesus sy hele aardse bediening vol van die Heilige Gees gebly? Aan die kruis, tot op die einde, het hy vol gebly? Ja. So dit het nie, verskoon dat ek dit so uitdruk, opgedroog, of net vir spesiale geleenthede. Here, ek het u nou nodig, om nou vol te wees, want ek het nou moeilike taak om aan te pak.
As ons gaan kyk na die Here Jesus se lewe, liewe vriende, dan is dit baie duidelik in die skrif, hy was altyd vol van die Heilige Gees. Dis nie net aan daai oomblik toe die Here die blinde man se oë of die malaatse moes genees, of toe hy die evangelie moes verkondig, of die brood vermeerder, liewe vriende, of sy gees moes red, of aan die kruis sy lewe moes gee, of in Getsemane die stryd daar moes deurgaan nie. Nee, in al hierdie dinge was die Here Jesus die heeltyd vol van die Heilige Gees. En nou sê Handelinge 7 vers 55, maar hy was vol van die Heilige Gees en die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien in Jesus wat staan aan die regterhand van God. Hier verwys dit nou weer na Stefanus. Het vol gebly. Nie net daai oomblikie nie. Liewe vriende, hy was vol daarvan van die begin af, nog voor hom gekies het vir hierdie diakenskap wat hy moes doen. Nog voor hom gekies het. En hy het vol gebly. En nou wil die Here vir ons as hy kinders sê, as jy vervul word met die Heilige Gees, is die doel wat God met u lewe het, kind van die Here, dat u vol bly elke oomblik van die dag en die nag. Dag in, dag uit, week in, week uit, jaar na jaar, is dit God se begeerte dat u vol van die Heilige Gees sal bly. Dis hoe God u vul met sy Gees, liewe vriende. Soos die skrif sê, nie met mate nie, nie net vir tye wanneer ek nou het ek geestelike krag nodig nie. Nee, die kind van die Here sê, Here, ek het altyd geestelike krag nodig, want ek weet nie wat wanneer gaan gebeur nie. En ek moet vol bly. Handelinge 11 vers 24 sê, want hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof. Dis nou Barnabas. Nog 'n man van wie daar gepraat word in die Bybel, wat vol gebly het, liewe vriende, nie net vir die taak om die evangelie nou daar te gaan deel nie, maar hy het ook voor dit en na dit, het hy vol gebly. Dis wat die Here sekerlik wil hê. Dis die bedoeling, wanneer die Here sê dat ons moet vol van die Heilige Gees wees. Dit eindig nie by die eerste ondervinding, toe ek vir die Here gevra het, Here, vul my met die Gees, en daar het dit gestop nie. Nee, as die Here u met sy Gees gevul het, sê die skrif eintlik, dit sal voortgaan in die lewe, almal sal dit nog steeds bly sien. Hulle sal dit nog steeds bly sien. So dis wat die Here wil hê, wat moet gebeur dan ook. Dan is daar 'n derde tyd, liewe vriende, en dis die imperfect tense wat daar is. En nou, hierdie was beskryf om 'n aksie of 'n daad wat begin het, liewe vriende, in die verlede, en nou gaan dit aan in die toekoms. En eintlik, ek weet nie of ek dit nou te maklik maak, of dit te maklik vir my uit my kop gesit word nie. As jy die vorige twee tense by mekaar sit, dan vorm jy hierdie ene. Hulle is op Pinksterdag vervul met die Heilige Gees, hy een oombliklike ondervinding, ek's gereinig en vervul met die Heilige Gees, en nou gaan dit aan, en dit herhaal, en dit word meer, en so, jy verloor dit nie. Dit bly deel van jou lewe, liewe vriende. En nou moet ons sê, dit is wat hierdie tyd dan aandui, dis iets wat in die verlede gebeur het, en nou nog 'n uitvloeisel in die hede het. En ons sien daarvan, liewe vriende, teksverse, as ons dit aan die kant voorhou, wil ons net hierdie twee teksverse aan die voorhou, Handelinge 13 vers 52 sê, en die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Jy sien, in die verlede was hulle vervul, maar hulle is nou weer 'n keer vervul. Ons gaan lees aan Handelinge 4, dat hulle is weer vervul met die Heilige Gees. Ons lees nou in Handelinge 13, hulle is weer vervul met die Heilige Gees, liewe vriende, weer 'n keer. So, die wonderlike kragtige werk. So by die eerste ondervinding, toe hulle vervul is met die Heilige Gees, is hulle gereinig van hulle onrein hart, wat gekeer het dat hulle vervul kon word. Dit is daar afgehandel, maar toe hulle nou volgemaak word, toe die onreinheid uit is, en hulle word volgemaak van die Heilige Gees, liewe vriende, sê die woord van die Here, hulle het vol gebly. Ja, daar kom tye, kind van die Here, wat jy krag uitgee op geestelike gebied. En dit mag jou uitput, mag jou moeg maak, maar weet jy wat? Ons gaan weer op ons knieë, en ons gaan weer in die teenwoordigheid van die Here, en die Here vul my weer. Nie nodig om onreinheid weg te vat nie, maar hy vul my weer. En hy stel my meer in staat, en hy stel my meer in staat, en al hoe meer in staat, dat ek tot eer van die Here kan lewe.
Net soos Efesiërs 5 vers 18, hierdie selfde tyd in hom het, hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. So hier word nou met die gemeente gepraat in Efesiërs 5 vers 18, dan word vir die gemeente gesê, julle as gemeente moet vervul word met die Heilige Gees. Nou is daar mense in die gemeente, net soos in ons gemeente, wat nog nie vervul was met die Heilige Gees, wat die Here het kom vertrou het, Here kom reinig my onrein hart, vul my met die Gees. En dan is daar mense in die gemeente wat sê, maar ek weet, ek het die Here vertrou my hart te reinig en te vul met sy Gees. Ek weet ek het dit gedoen. Nou sê hierdie teksvers, maar bly vol van die Heilige Gees. So hierdie teksvers, liewe vriende, Efesiërs 5 vers 18, praat met hulle wat nog nie vervul is nie, en met hulle wat reeds vervul is, doeteenvoudig om te sê wat, bly vol. Word vol en bly vol. En die wat al vol geword het, bly vol van die Heilige Gees. Moenie laat dit ooit verander nie. Liewe vriende, Dr. Moll sê, be filled, dat ek hom net eers daar probeer aanskuif. Hy sê, be filled with a fullness, a habitual, normal, always supplied and always received in the Spirit. So met ander woorde, hulle wat vervul is met die Heilige Gees, beteken nie doeteenvoudig, dis my gewoonte, dis my normale geestelike lewe wat ek moet wees. Daar is altyd voorsiening, ek kan dit altyd meer van die Gees van God ontvang, ek kan daarin toeneem. Jy weet die bewys dat jy as kind van die Here altyd vervul moet wees, hierdie is 'n bewys dat jy as kind van die Here altyd vervul moet wees, en moet bly. Die krisis na redding, lei u daarna toe om op 'n plek te kom, om te sê, Here, ek moet aanhoudend en gedurig vervul wees. Ek moet. Dis waartoe die Here u as kind van God wil lei. Nou, liewe vriend, as u dit nie sal kan doen nie, as u in moeilike omstandighede is en u sê, ek weet nie hoe om hierdie kinders, hoe om hierdie vrou, hoe om hierdie man, hoe om die ouers by die werk, ek weet nie, hier is die antwoord. Word vol van die Heilige Gees. Word vol van die Heilige Gees. Hou op om die fokus op mense te plaas, en kry die fokus op God, en wat hy in die lewe moet kom doen. En wanneer die Here die lewe verander het, hoor nou mooi, dan gaan die Gees van God beheer hê oor die lewe, en u sal kan optree tot eer van die naam van God, in so mate, dat die Heilige Gees van God, wat gekom het, om die wêreld te oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, dat mense onder 'n sonde oortuiging kan kom deur u lewe. En dit beteken nie noodwendig dat daar altyd harde woorde gespreek word nie, maar wanneer hulle die liefde sien wat in die hart is, wanneer hulle die opregtheid sien wat in die hart is, wanneer hulle die heiligheid sien waarmee u lewe, liewe vriende, kan mense onder 'n diepe sondeoortuiging kom en al tot God bekeer. Ek reken, ek het al die verhaal vertel, maar mag ek dit weer 'n keer vertel? Nou, soos hierdie man wat by die werk is, hy het die Here nie geken nie. In die myn gewerk. Rowwe man. En daar by die myn was die manne met allerhande verkeerde dinge besig. En eendag sit hierdie manne so en praat so oor etenstyd en hulle sê, jong, nee, as ek nou by die huis kom, hulle praat oor hulle vrouens daar by die huis. En hierdie ander manne sê, ons nou by die huis kom, hier, my vrou van my, sy gaan nou weer so te kere gaan, en sy gaan dit doen, en sy gaan dat doen, en sy gaan my hier dit, en dan net 'n bekleierery as ons by die huis kom. Dis hoe dit gaan as ek by die huis kom. Ek sien nie uit om by die huis te kom nie. Dis hoekom ek eers kroeg toe gaan. En dan drink ek my dronk en dan gaan ek huis toe en sy daarom rede om te beklei. En hierdie een man het daar gesit en hy het gesê, maar my vrou is nie so nie. Sy doen dit nie so nie. En hy sê, nee man, hy sê, as ek nou by die huis kom, is my vrou so bly om my te sien. As ek daar kom en sy vir my kos reg. Hulle sê, man, ons ken jou, jy praat groot in die dinge wat jy aanvang met ander. Vrouens, kan nie wees nie. Jy's 'n slegte ou. Jy kan nie so goeie vrou hê nie. Hy sê, dis so, ek sê vir julle. Hy sê, man, as julle saam met my nou huis toe kom, sal sy vir julle kos ook gee. Ons sê, nee, kan nie wees nie. As jy so 'n vrou nie. Hy sê, kom. Nou ja, groot praat en hulle sê, man, jy praat groot, hy sê, kom.
En na werk is dit toe juist wat gebeur, hulle gaan toe almal saam, daar na die huis toe, liewe vriende, en tot daar by die huis kom, toe hulle so aankom, toe sy vrou regtig bly om hom te sien, regtig bly om hom te sien. En sy sê, na sy hom gegroet het, ek sien jy het 'n klomp van jou vriende saamgebring, as genoeg kos vir almal, kom eet julle. En hy eet hulle. En hy het geëet, en sy het al die goedjies gedoen, nuwe vriende, sonder enige, kan ek sê, houding, of gesindheid, of enige iets snaaks. Sy het niks, sy het met die grootste blydskap gedoen vir hulle, en hy het geëet, en toe die volgende dag, toe daai man nou by die werk kom, kon hierdie ouens nie ophou om te sê, waar kry jy so 'n vrou? Waar kry jy so 'n vrou? Kan nie wees nie. En sy oë begin toe 'n bietjie oopgaan oor hoe sy vrou is. En so het hulle al hoe meer begin praat, liewe vriende, en hy het al hoe meer begin sien wat sy vrou doen, en hy het haar al hoe meer begin waardeer, en op die ou end moes hy by die antwoord uitkom, en hy moes begin antwoord, hoekom is my vrou so? Want ek verdien haar nie. Hier's ander manne wat beter as ek is. Hulle verdien eerder so 'n vrou, maar ek verdien nie hierdie vrou nie. Hoekom is sy so? En liewe vriende, en hy het geweet wat dit is. Sy het die Here geken. Sy het haar lewe aan die Here gewy. En die vrou was dood eenvoudig, liewe vriende, 'n vrou wat vol was van die Heilige Gees. Ja, sy het baie trane gehuil as sy by die werk was. Sy het baie hartseer gehad as sy by die werk was. Maar sy het nie met die vriendinne en die ander mense gaan praat en haar man afgebreek of sleg. Sy het met God gepraat. En hom aan die Here opgedra. En God het met hom begin werk. En toe kom hierdie man tot bekering, liewe vriende. Verstaan nie wat dit beteken om vol te wees van die Heilige Gees. Dit beteken nie dat daar nie stryd en nie teenkanting. Dit gaan daar wees, maar hoe ek gaan optree, is heeltemal anders as wat die wêreld sou optree, heeltemal anders. En die Here het hulle wat so oorgegee was, absoluut kom gebruik, liewe vriende. Jy weet, daarom moet jy verstaan, as ek dit net so vinnig kan noem, wat dit beteken, dat jy vol is van die Heilige Gees. En ek wil graag met hierdie teksvers afsluit vir oggend, Markus 4 vers 28 sê, maar vanself bring die aarde vrug voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volle koring in die aar. Jy verstaan mos nou hoe 'n koringkie werk, né? Dis mos nou eers net die halmpie, en dan die aar, en dan die volle koring. As dit net eers die halm is, liewe vriende, dan is daar nie fout by die koring nie. Hy moet net nie 'n halm bly nie. Dit moet oorgaan in 'n aar, daar moet daarom lyk of haar vrug na vore kom, en dan moet dit verder toeneem, daar moet daarom vrug kom. Nou kind van die Here, so is dit in elkeen van ons, in die omstandighede waarin ons bevind. Ons kom soms in 'n omstandigheid, en ek groei in hierdie omstandigheid, in die leiding en in die volheid van die Heilige Gees, as 'n halm, as 'n aar, en die vrug, dat mense by die Here uitkom, dat mense met die Here deurgaan, dit sal kom. Maar dit help nie, ek hou op om te groei, liewe vriende, as ek nou eers daar by die halmpie is, en dit word bietjie swaar, nie droog te trek, bietjie moeilik, en die haal val so bietjie, en liewe vriende, dit help nie, ek hou dan op nie, ons moet nog steeds vol bly, na die aar toe, en die vrug sal kom. Kind van God, dis wat dit beteken om vol te wees. Dis nie net vir 'n rukkie nie, dis nie net vir 'n oomblik nie, dis nie net vir spesiale omstandighede en my moeilikheid nie, dis in alles, in die blydskap, in die sonskyn, in die skadu, in alles, Here, wil ek vol wees. Soos u vandag of in die verlede nou vir die Here kom sê het, Here, ek moet vervul word met die Heilige Gees. Besef jy wat jy eintlik vir God gesê het? Here, ek moet altyd vol bly. Ek wil altyd vol bly. Ek wil nooit die vlees laat terugkom in my lewe nie. Ek wil nooit iets onrein laat terugkom in my lewe, dat ek die volheid verloor nie. Ek wil dit nie hê nie. Dis wat ons sê. Ek wil afsluit met hierdie illustrasie, liewe vriende. As jy nou daar by die huis kom,
Ek weet nie wie van julle het almal nou 'n ou tuintjie aan die gang daarso nie. Maar elkeen van julle wat nou 'n tuintjie aan die gang het, en die tuin is so 'n bietjie ver weg en jy dalk nou nie mikrobesproeiing in nie. Jy moet nog dalk die tuinslang gebruik. Voor jy die tuinslang gebruik, wil ek vir u vra, wil u nie 'n emmer vat en as dit kan 'n blikemmer. En dan gaan jy na die kraan toe en jy maak daai emmer vol en dan loop jy, dan gooi jy die blomme nat. En as dit nou leeg en alles is nie nat gegooi nie, dan loop jy nou terug weer na die kraan toe en jy tap weer water in en dan gooi jy die res nat. En dan gaan alles nou nog nie klaar wees nie. En dan loop jy nou weer 'n keer, en gaan maak weer vol en dan gaan gooi, dan gaan alles nog nie klaar wees nie want 'n emmer vat net soveel water. Op een of ander stadium gaan daar een van 'n paar goed gebeur, liewe vriende. Een is, jy gaan moeg raak om heen en weer te loop. En dan gaan jy op 'n stadium kom en jy gaan net dinge half begin doen. Jy gaan nie meer so ordentlik nat gooi soos jy moet nie, sonder maar net so vinnig so gooi. En dan, liewe vriende, gaan daar 'n stadium kom wat jy so frustreer raak, jy gooi dalk hierdie emmer en dan is dit presies daai blikgeluid, daai leë geluid wat jy hoor, is presies wat in jou hart aan die gang is. Jy is nie vol nie. En dis hoe baie kinders van die Here God se werk wil doen. Here, ons het U nou nodig, nou kry ons gou 'n bietjie water, krag, want ons moet ietsie doen. En dan doen ons dit. En as ons dit klaar gedoen het, ons leeg, liewe vriende, en ons kan dit vir 'n tyd lank so doen, hoor nou. En dan gaan die blikgeluid uitkom. Maar as u nou daai selfde blombedding moet nat gooi en u vat die tuinslang, en hy is by die kraan in en hy loop na die blombedding toe en hy spuit daar nat, is dit nou moeilik om dit te doen? Dit is baie makliker, né? Om dit te doen, om daar met die tuinslang te staan en jy kan alles ordentlik doen en jy word nie te moeg nie. Jy word nie so uitgeput nie, liewe vriende. Waarom? Want die tuinslang bly vol. 'n Kind van die Here, of u is besig om God se werk te doen met 'n emmer, of jy die tuinslang in die hand. Of jy is net partykeer so bietjie met tye vol, of jy kan sê soos die kinders van die Here in die Nuwe Testament, ons is altyd vol van die Heilige Gees. Dis die oorgawe, dis die toewyding. Mag jy God kom vertrou, meneer? Wat is die antwoord vir daai vrou wat haar nie wil onderwerp nie? Nie sy verander nie. U bly vol van die Heilige Gees. Mevrou, wat is die antwoord vir daardie man wat die Here nie wil dien nie? Nee, hy verander nie. U bly vol van die Heilige Gees en op die regte tyd sal die aar na vore kom, die vrug sal na vore kom. Dit sal gebeur. Met die kinders, met die werk, met wat het ook al mag wees. Hoe moet ons wees? Bly vol. Mag die Here onder ons manne vind op Vadersdag wat vol is van die Heilige Gees. Nie emmer vol nie. Kan ek maar sê tuinslang vol, kan ek maar so uitdruk. So vol. Mag die Here saam met die manne aan hulle sy vroue vind wat vol is van die Heilige Gees. Mag dit ons kinders se deel wees, liewe vriende. Mag God 'n groot werk kom doen. Amen. Nou, liewe vriende, kom ons gaan saam bid en tot die Here nader. Ag, as daar enige persoon vanoggend hier is, wat sê, Here, ek is nie reg nie. Ek is nie vervul met die Heilige Gees nie. Ek is nie seker ek is gered nie. Wil jy nie 'n oomblik na hierdie diens agterbly en ons bid saam en u kom vertrou die Here en hy kom red u siel. Miskien 'n kind van die Here wat sê, Here, ek het nodig om vervul te word en ek besef nou wat dit beteken is dat ek altyd vol sal bly. Ander kind van die Here kom en sê, Here, ek was vol, maar ek het teruggeval. Ek moet kom herstel. Ek het weer die krag nodig en God sal dit vir u kom doen. Wil jy die Here nie so kom vertrou nie? Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie vir die genade en die liefde en die goedheid. Dankie dat u ook in ons hart en lewe werk en dat ons op u kan steun. En ons bid, Here, vir hulle wat in hierdie dag weet, hulle moet met u kom regmaak, hulle moet u kom vertrou vir 'n wonderlike werk in hulle lewe. En dat ons al die seer en al die kwaad, alles na u toe kan bring. Here, want u gee oorwinning en ons eer u dat u dit kom doen. Amen.
Nou, lieve vriende, kom ons gaan afsluit met die lied, soos wat hy daar op die bord ook so sal wees, dan sing ons dit ook so tot eer van die naam van die Here, dan sing ons dit dan daar saam. Nee, dit kan nie hy wees nie. Doen slegs die wil, Heer. U moet net so oomblikie sit, net weer na die lied asseblief, dan gaan ons al die vaders net na vorentoe roep dan. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede as jy vrede het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, net die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die een en elkeen. Amen. Nou ons vra sommer, laat al die vaders net so na vore kom, al die manne asseblief, net so oomblik hier na vore toe kom, en ons wil daarom net so ietsie vir die gee, net om te sê, ons waardeer die